is natuurlik elke Vrydag tussen 9 en 10. En vandag is wat se dag, Tristan? 'n goeie dag. 'n Goeie dag. Maar ons kan seker sê dis Woensdag, nee. So dan is Hier's Hart word aangebied op Heartbeat FM Vrydag tussen 9 en 10 en Woensdag tussen 9 en 10 en vandag is Woensdag en in die ateljee saam met my is niemand anderste as die nimmerlike Tristan nie. Tristan, welkom by Heartbeat FM. Baie dankie, baie dankie. So Tristan, ons het mekaar ontmoet want jy is 'n Bybelskoolstudent. Seker die wonderlikste ervaring wat jy in jou lewe gehad het, nê? Definitief eye-opening, sal ek sê. En wat vir ander wonderlike, nimmerlike woorde het jy om te spreek omtrent die Bybelskool? Nee, dit het my beslis baie geleer in my persoonlike lewe met Bybelstudie en dit het my genuine nader aan die Here gebring om te sien die testimonies ook en ook om te besef hoe belangrik die fisiese woord vir ons daaglikse consumption is, as ek so kan sê, want dis iets wat mens moet eet, dis die brood van die lewe. So it's something that we need to consume daily. Ja, nee, dis wonderlik man. Ek is trots op jou want jy's amper klaar, né? Yes. Jy's amper Yes. okay, Ja, nee, so jy's amper klaar. nie meer lank nie. So reg vir aksie. Nou ja, Tristan, ons is vanmôre hier met 'n program doenag met die naam van Jou Storie vir Sy Glorie. So dit gaan hier oor Jesus en ek is nogals opgewonde om te hoor wat jou storie is. Jy weet so, ek wil begin deur jou net te vra rondom jou jeug. Jy weet waar het jy groot geraak en so aan. Jy weet net so 'n bietjie geskiedenis van Tristan. So albei my ouers is in die polisie, so ek was gebore op 'n klein plaaslike dorpie in die Oos-Kaap. En my ouer jare van laerskool af was ons in PE. En ja, ek was altyd blootgestel aan 'n Christelike huishouding en 'n Christelike verhouding met die Here. Ek sal nie sê dit was altyd die beste van maniere om die Here te dien nie, maar ek was altyd bewus van wie hy was in my lewe. So ja, ek was altyd in die kerk gewees, maar eers op die ouderdom van omtrent 12 het ek die eerste keer my hart vir die Here gegee, wat ek besef het wat dit beteken. Maar ja, dis maar So op 12 het jy jou hart vir die Here gegee maar jy het groot geraak basies binne die kerk en jy sê. Dis, ja, so ek het groot geraak in 'n NG Kerk. Jy is gebore onder die kansel. Ja, ek was in 'n NG Kerk groot gemaak en toe ek einde my hoërskoolloopbaan bietjie na die einde toe kom, het ek baie soekend geraak vir Ja. my manier van dien is om by kerke betrokke te wees. Ja. Ek was ongelukkig die ou wat die dronkste was op 'n Saterdag en Sure. dan eers in die kerk om te vee en tafels te pak. Sis man. En ja, nee, definitief. Maar ja, so ek het by 'n klomp verskillende kerke geserve in my matriekloopbaan om myself te probeer vind in die Here in plek van die Here in my te vind. Ja. So ja, ek was baie soekend gewees en dit het my al weggedryf want ek was heeltyd seer gemaak en weggestoot deur my aksies omdat ek nie weet wat ek doen nie. Ja. So jy was godsdienstig, maar jy soos in Engels sê hulle altyd you have religion but you don't have a relationship. Beslis, so dit was definitief die realiteit vir my, as alles was godsdienstig gewees, my besoeke, my jeugbywonings, my betrokkenheid by die kerk, selfs my elke oggend vroeg opstaan om te gaan dien was als godsdienstig gewees. Ek moet sê ek het die Here geken. Ek gaan nie sê ek het geluister na wat hy wou hê vir my en hoe ek moes optree nie, maar ek het definitief geweet van sy grootheid en sy almag. Sure. Definitief. Ek het na my hoërskoolloopbaan was ek Johannesburg toe en ek het 'n bietjie vervalle geraak. Altyd my godsdienstige gebed gedoen elke dag want dis mos wat ons moet doen as Christene as jy nie beter weet nie. En ek het in dwelms verslaaf geraak en toe ek terugkom na 'n jaar het ek by 'n kerk aangesluit in PE en ek en my broer was toe saam gedoop, maar ek het nog steeds in my sonde gebly. Die Here het my kon vrymaak van my dwelms en toe het ek weggetrek en gaan boer op 'n groenteplaas buite Bloemfontein. En my paale het hierdie ou ontmoet, Tobin Sondergaard van the Last Reformation wat 'n discipleskap movement is. En my pa wil my graag by een van sy skole insluit. En
so het dit toe gekom dat ek na 5 maande toe Denemarke toe is vir 3 weke wat my wat my basically wakker gemaak het oor watse realiteit ons eintlik moet instap. Wat is ons plig as dienaars van Jesus Christus? En die Here het my ek het van die ouderdom van 13 af gerook. So die Here het my letterlik kom vrymaak by myself in 'n laundromat in Denemark se hotel. So waar ek myself ervaar het hoe die Here my bevry van dit wat my vashou. En nietemin ek het teruggekom en ek het ophou rook. Ek het weer in sonde teruggeval en toe ontmoet ek my vrou se pa by 'n Kaapstad seremonie van ook the Last Reformation Movement. Wat saam met my op skool was. Net so. Werner. En indirek was Monique my redding gewees want Sure. en haar gesin want hulle het my verhouding kom openbaar en kom Sure. reël maak in my lewe. Wow. Ek gaan so 'n bietjie rewind as dit oukei is. Mm. Want net na ek teruggekom het van my eerste trip Denemark toe, by een van die kerke wat ek betrokke was, het die Heilige Gees kamp aangebied. En ek het, kom ek so in tale praat, was vir my en my pa baie snaaks. Ons het probeer klinkers uitlê om ons tale te kry, A, E, O, A. Ja. En op hierdie Heilige Gees kamp, toe sê hy vir my, okay, wie wil in tale praat? Dus ek sê, nee, maar ek wil definitief. En ons was so groot groep en hy het vir almal gelyktydig gebid. En yes, die Gees van die Here het net oor my gekom en Sure. my taal het begin vloei. Ons is toe terug na die worship saal toe. En ek was gewoond aan die omval ding, is gewoond aan mense bid vir jou en jy ervaar die Here en die aand net na ek my taal gekry het en ek staan en bid terwyl die musiek speel en die pastoor kom na my toe, Arthur Frost van PE, het my 'n besonderse aanraking laat ervaar want hy het vir my kom bid en ek kan tot vandag toe nie 'n woord onthou nie, maar die Here het my aangeraak van ek het neergeval op daai vloer op my knieë en ek het Jesus Christus gesien voor my staan en ek het sy hande vasgehou. Sure. En ek wou nie hom laat gaan nie. Hy het reg voor my gestaan. Ek kon nie sy gesig sien nie, maar ek kon sy hande voel. Ek kon sy tekstuur van sy hande voel, hoe sag dit is. En my hele liggaam het in skok gegaan. Ek het fisies geruk vir seker 10-15 minute op die vloer, alhoewel ek by my volle bewussyn was. Sure. Ek kon almal hoor, alles verstaan, maar daai aanraking van die Here is waar my journey werklik verander het. Van daar af het ek besef wat die ernstigheid is van jou eerste liefde. En daar het my journey begin wat ek gestap het fisies in verliefdheid op die Here. En toe ek Monique en haar ouers ontmoet, was dit vir my 'n moeilike skei van PE af om in George te kom bly en alles in my lewe verander van hoe ek grootgemaak was en ek het 'n ou ontmoet van wat saam met ons in Denemarke was wat kom kuier het en hy het my net weer die belangrikheid laat verstaan van jou eerste liefde. Sure. Wat dit is om regtig Jesus Christus as jou eerste liefde in jou lewe te hê en daar het my verdieping in my verhouding met Jesus Christus plaasgevind. Ek was wakker gemaak en ek was tot beseffing gebring by my ontmoeting toe ek Jesus sien, maar wat die verdieptheid in my verhouding gebring het was om te besef dat Jesus Christus my enigste en eerste liefde is. Sure. Ja. Geleer hoe om actually om te hoor. Van baie mense verstaan nie dat dit 'n lewende verhouding is nie. Hulle verstaan nie dat mens deur 'n simpel vraag die Here se stem kan hoor nie en daai het vir my dit kom lewend maak in my daaglikse lewe is om Yes. hoe maklik dit is om hom te hoor as jy in verhouding stap. Sure. Nou, ek wil jou 'n bietjie terugvat na, jy praat van dwelmverslawing en so aan. Vertel vir ons bietjie van dit, hoe dit begin en wat kan jy vir mense sê vandag wat luister, wat miskien ook begin het en wat in dit vassit? So die grootste ding vir my was toe my ouers is in die polisie, hulle het altyd skofte gewerk en ek kyk glad nie neer na my ouers nie, maar hulle was baie keer nooit daar nie, want hulle het altyd laat gewerk, ons mis mekaar, want dan werk hulle dagskof, jy weet, ons sien mekaar bitter min. En ek het op die ouderdom van 12 of 13 tel ek 'n pakkie sigarette op en dis maar waar die dinge vir my begin het en ek en 'n paar vriende het gerook. My broer het dagga verkoop by die skool. Hy is die eerste een wat my geleer het hoe om 'n dagga rol te rook. Sure. So dit is meerderheid vriendekring influence ook, sal ek sê. Vir my was dit die geval. Ek was Johannesburg toe en daar het ek begin
begin goed in my neus druk ongelukkig. En maar ek het eendag teruggekom en soos ek sê, ek was altyd bewus van my liefde vir die Here, alhoewel ek hierdie verkeerde dinge gedoen het, en ek was eendag in 'n klub in PE gewees, eintlik in die oggendure, en ek het hierdie pakkie wit poeier in my hand gehou. En die Here het net gesê in 'n hoorbare stem, dat Tristan, dis nie vir jou bedoel nie. Dis nie waarvoor ek jou geroep het nie. So. En op daai oomblik na maande se gebruik het ek net die pakkie neergegooi en ek het nooit weer geriete na daai misbruik toe nie. Ja. So ek weet, ek het hulle 2 of 3 keer in my lewe wat ek regtig kan getuig, en baie mense sal seker nie saamstem, wat ek regtig ervaar, die Here praat met my in 'n hoorbare stem, is toe hy vir my sê, toe ek my vrou ontmoet het, want dis 'n ander testimony vir 'n ander dag, maar ek dink as ek myself omhels het met die regte vriendekring, sou dit vir my baie meer of vroeër vryheid gebring het in my verslaafdheid. Want ons moet ons dink altyd aan dwelms en so aan, maar pornografie in vandag se lewe is actually 'n groter verslawing. Is so. En ons deel daagliks met mense in ons bediening wat struggle met dit. So, of vriende of mense wat jy ken. Maar definitief om 'n boeta of 'n sussie te hê wat saam met jou journey en wat jou accountable hou, is definitief worthwhile. Sure. Dit klink vir my asof jy sê, jy weet, jy sê nou maar kom sê kokain neergesit en nog steeds aangegaan met ander goed, totdat jy daai ontmoeting gehad het met Jesus in die vertrek wat jy fisies hom gesien het, Yes. en hom ervaar het. Ja, so ek het dit was my op die end wat my kat laat los het. Ja. Maar my dagga misbruik was deur 'n persoonlike keuse, want dit het my altyd laat paranoïes voel, my altyd laat stres, en ek het actually eendag vir my ma 'n brief geskryf, want toe ek het gerook het, voel dat ek gaan dood. Ja. En ek weet vandag, dit was nie 'n vleeslike dood, iemand was 'n geestelike dood, want as ek moet aanhou met wat ek besig was mee, sou ek definitief nie gewees het vandag waar ek is nie. Ja. En ja, as ek net 'n kort testimony kan share oor, ek weet rook is nou nie 'n massive ding nie, maar dit is tog 'n verslawing wat mense mee sukkel, en ek was in Denmark gewees, en die eerste aand van my 3 weke skool, toe gooi ek my sigarette weg, en 10:00 daai aand was ek in die drom met 'n flashlight om dit weer te gaan soek. En ek sê vir die Here, asseblief, jy weet ek wil dit los, maar my vlees is nog te sterk op hierdie oomblik, en dis een besonderse deel in my lewe wat ek altyd sal getuig van, want ek het gestap, ons het baie ver gestap in Denmark toe ons die straatbediening gaan doen, en ek was eendag alleen op pad terug na die hotel toe, en ek sê, for some reason tel ek 'n hele sigaret op in die straat, en ek is soos, Here, ek gaan die ding gaan rook. Ek sê, as jy nie wil hê ek moet nie, dan moet jy my stop, maar ek gaan my lighter gaan haal, en ek gaan die sigaret light. En ek onthou, ek kry myself by 'n busstop, en ek soos rus net, en my hele lewe blank uit vir 2 minute daarna, en ek skrik, of ek kom tot by my bewussyn 20 meter verder, waar ek die sigaret doodtrap op die vloer, of stikkend trap op die vloer, en ek kan tot vandag toe nie relate wat in daai 20 meter gebeur het nie. Al wat ek weet is, die Here het vir my kom sê, jy wil hê ek moet jou stop, daar's jou rede, daar's jou bewys van, ek is jou koning in jou lewe, en dis nie vir jou bedoel nie. Sure. Dis hoe ek tot my bevrymaking gekom het van rook. Wow. En ja. Ek hou van wat jy sê, want dit klink ook amper soos 'n proses, en baie kere wanneer mense na die Here toe kom, hulle neem Jesus aan, dan dink hulle, jy weet, alles gaan net ewe skielik regkom. Maar dit klink asof die Gees van God met jou gewerk het as 'n proses. Definitief. Dit was 'n baie lang journey. As ek nou kyk hoe lank ek al gered is, vandat ek my hart vir die gegee het, en vandat ek begin deal het met die issues, en dis definitief iets wat gebeur hoe meer jy verlief raak op die Here, want wanneer mens gedoop en gevul word, jou vleeslike desires is nog steeds daar, maar hoe meer jy verlief val op die Here, en hoe meer jy lief raak vir hom, hoe meer gaan jou desires vir die vlees weg, en dan sit daai journey van ophou, en my goed los, my sonde laat gaan, my slegte gewoontes los, en verkeerde denkwyse los, en so aan. So dis definitief 'n proses. Ek meen, my dwelmverslaafdheid was onmiddellik geweest, maar in gevalle van my rook was dit 'n stadige proses wat ek moes deurwerk, en met die Here journey en beklei met hom om my te help met dit. Ja. Want ek myself is nie sterk genoeg om net my vlees neer te lê nie. Ons het genuine die Here se guidance en sy leiding nodig om ons minds te renew, ons gedagtes te hernie, om te besef
dis nie sy wil vir ons nie, dis nie sy passie en sy liefde wat hy vir ons op die eindpunt het nie. Sure. Om gesond te leef, om gesond te eet, al daai goed speel 'n rol in dit en dis hoekom ons in verhouding stap sodat hy ons gedagtes daagliks kan hernie deur die woord, deur sy stem, deur ons boetas en ons sissas en ons geestelike leiers natuurlik. Sodat ons liefde vir hom kan laat groei en ons liefde vir die wêreld kan neerlê. Is wonderlik as ek hierdie kant van die tafel sit en ek luister na al hierdie verskillende stories vir sy glorie. Ek kan hoor hoe God met elke persoon 'n absolute unieke pad stap. En die ding wat my tref ook wat jy sê is die Here het vir jou 'n vrou gegee, het vir jou 'n familie gegee, maar nie net 'n fisiese familie nie, maar ook 'n geestelike familie. Vertel ons 'n bietjie van dit. Ja, so ek en my vrou is amper 8 jaar getroud. O jene. Ja, amper 8 jaar getroud. O jene. Edit dit uit. Maar ons testimony is baie besonder. Ek en sy is albei maagd gebly tot troue toe. Sure. Dit was 'n massive ding in my en haar lewens is om daai te bewaar vir daai spesiale persoon. Wow. Maar ek het haar ontmoet in George toe ek by my skoonpa se bediening een naweek aansluit voordat my skoonpa was natuurlik. En die Here het my en haar glad nie laat connect nie. Ons het glad nie mekaar gevoel, niks, ons was vriende en dit was dit. Ons het basically net gepraat oor ministry en dit was dit. En 7 dae later sê sy vir my, of net na haar kom kuier het, sê sy vir my, maar sy ervaar die Here wil vir my iets sê. En dit kom toe so dat ek 'n besering het by die werk, dat ek by die huis moet bly en ek is net op die knieë en dit was regtig gevoel soos 'n ewigheid. Soos Here, wat sê jy vir my? Wat wil jy vir my sê? En elke keer dan sê ek vir Monique, luister, dis wat ek ervaar. En sy sê, okay, maar sy dink nie dis dit nie. En die derde keer praat die Here in 'n hoorbare stem en hy sê vir my, Tristan, jy staan nou op en jy gaan George toe om met Monique in persoon te praat. En ek sê, daar's 'n manier, Here, ek was 2 dae terug daar. Ek het nie die finansies, ek het nie my werk sal dit nie toelaat nie. Nietemin die tweede keer, ek sê, Here, sê my weer. Ons weet mos hoe ons altyd die Here wil toets om te hoor ons reg is. En die derde keer sê hy dit vir my en ek staan geskok. Ek sê, okay Monique, dis wat ek hoor en sy sê, okay, maar wanneer kom jy? Ek sê, joh, hoekom sal die Here my nou terugstuur? In 'n geval die volgende dag is ek terug by die werk en ek staan op die scaffolding en ek ervaar die Here hoe hy na horlosie op sy arm kyk, nie dat hy in tyd is nie. Hy sê vir my, Tristan, maar jy's besig om jou eie tyd te mors. Nie my tyd, jou eie tyd te mors. En ek soos besef, maar hy het my gesê, staan nou op en gaan George toe. Nie môre of oormôre nie. En ek reël toe my ding en ek is toe George toe. In 'n geval, die aand kom ek weer aan, baie weird, niemand weet hoekom ek weer daar is nie. Ek meen, ek ken die mense skaars en ek en Monique gaan toe die volgende dag na die botaniese tuine toe en sy skuur net so op koevertjie vir my op die tafel. Ek maak hom oop en sy soos, Here, as Tristan van Zyl my man is wat jy vir my bedoel het, gee die volgende woorde vir hom. Staan nou op en gaan George toe om met my in persoon te kom praat. En ek sit daar met trane in my oë, soos wat het nou net gebeur? Ek weet nie hoe oud sy is, ek ken haar glad nie. Sure. En ek soos sê vir ek moet gaan bid. Hy sê, weet jy, ek ken jou nie, ek moet gaan hoor oor die Here. En sy vertel my toe later dat net sy geweet het van daai brief. Sy het hom onder haar matras gesit die dag toe sy my ontmoet, dink ek praat onder korreksie. En die brief was net tussen haar en God gewees. En daai presiese woorde wat sy in aanhalingstekens gesit het op haar brief, ons het tot die brief vandag toe nog, is presies die woorde wat ek in 'n hoorbare stem 3 keer gehoor het by die Here. Wow. En die volgende week daarna is ons verloof. So 8 dae daarna, vandat ek hom ontmoet het, was ons fisies verloof gewees. Sure. En 3 maande later getroud. En nou het julle 20 kinders. Ja, nou het ons twee lieflike kinders wat ek regtig weet. Ek het 'n 0 bygesit. En ek kan regtig getuig van ek en Monique probeer ons kinders genuine op 'n ander manier grootmaak as wat ons ken. En my dogtertjie die mooiste verhouding met die Here. Sy sal vir 15 minute aan een bid in trane en met die Here praat oor. Pragtige kind. So dit het definitief sy vrugte. Ja, ek verkies as jy haar Bybelskool te bring want sy luister eintlik wat ek sê in die klas, jy weet. Uitgevang. So Tristan, vertel my so 'n bietjie van daar af nou. Okay, jy nou tot bekering gekom, die Here het vir jou 'n vrou gegee, vir jou geestelike familie gegee en van daar af vorentoe met die bediening en die pad wat jy gestap het met die Here, hoe dit toegeloop. So ja, my skoonpa het sy bediening hier in George.
Nie 'n fisiese kerk wat ons by betrokke is nie, maar 'n Bybelskoolgroep. Maar in 'n geval daai tyd het ons baie selgroep en goed gehad. So ek het maar net daarbey aangesluit want ek was heeltemal anders geleer as wat hulle gejourney het. So vir my was dit 'n groot aanpassing om deel te raak van hulle waardes en standaarde, alhoewel ons Christelike standaarde dieselfde was, maar net om aan te pas en deel te raak van wat hulle instap. En ek het maar net geleer by hulle en op die oomblik het ons is my betrokkenheid by Genouskou meer om nog te leer. My rol daar is net om te leer en om te leef soos wat ons moet leef vir die jong mense en om my impak te laat plaasvind deur wat hulle sien by my. Om my waardes en my standaarde altyd in orde te hou en om die jong mense te help wat deur dieselfde goed as ek gaan en erger goed en makliker goed om hulle te help om te nie wil sê reconnect met die Here, maar om die Here as hulle eerste liefde te vind. Want dit is die kern van daai sal alles floreer. Ja, soos jy skyn die lig van Jesus Christus uit jou uit en wanneer ander mense dit ervaar, dan ervaar hulle Jesus deur jou lewe. Ja. Want selfs vanoggend jou getuienis hier op Heartbeat FM, daar's mense wat luister, wat in die situasie sit, miskien 'n verkeerde besluit of twee gemaak, en verslaaf sit aan een of ander iets. En soos jy sê, dit kan drank wees, dit kan nikotien wees, dit kan dagga wees, Mandrex wees, tik wees, heroin, kokain, maar dit kan ook pornografie wees, dit kan ook dobbelary wees, daar's soveel dinge waarna ons verslaaf kan raak. En as jy moet sê, vir daai mense soos hulle luister en soos wat hulle kyk vandag, as jy vir hulle moet advies gee, wat sal jy vir hulle sê? Definitief die woord sê so mooi, ons word geken aan ons vrug. Ja. So dis duidelikheid dat jy mense moet soek wat jy kan sien wat se vrug anders as jy verlore is, wat anders as joune is. Ja. Want jy kan nie groei as jy by mense is wat dieselfde doen as jy nie. So definitief jou mense met wie jy omhels, maar 'n geestelike leier is definitief belangrik. En dan gaan dit ook 'n bietjie dieper as dit, van baie mense soek 'n geestelike leier, maar hulle is nie bereid om te commit wat daai persoon sê nie. En as jy sê ek leer by jou, dan aanvaar jy daai autoriteit bo jou basically en jy moet stap in wat hulle jou wil leer, wat hulle jou wil wys, al is dit teen wie jy is. Jy moet jouself neerlê en aanvaar dis wie jy gekies het, dis wie die Here oor jou pad gesit het. As hulle vir jou sê jy sê nee of jy sê ja, dan stap jy daarin, want jy as 'n nuwe gelowige is basically nog 'n baba in die gees. Jy het iemand nodig wat jou kan voer, wat jou kan help, sodat jy self kan loop, self kan eet. So definitief om te submit onder iemand wat die waardes het wat jy graag sal wil hê. Want dis al hoe mens kan groei, as jy jouself omhels en omring met mense soos wie jy graag wil wees. En nie met mense wat dieselfde as jy is nie. Ja. So definitief dit, en om regtig die regte persoon te soek in die ding en nie te gaan vir die eerste naaste persoon nie. Ja. Ja, en die Here, glo ek, stuur ons na 'n spesifieke plek toe, of dit nou 'n lokale kerk is of 'n groep of wat ook al, waar die Here vir jou daai mense gee, en dan plant hy jou daar dat jy kan groei. En dan baie kere wat daai mense doen of wat hulle sê of selfs net die omstandighede is teen jou grein, want dit is besig om jou te laat groei en besig om jou te ontwikkel vir die doel wat God in jou lewe het, wat God deur jou wil doen. Maar om deur jou te werk, moet hy eers aan jou werk. En ons het jare se trauma, jare se moeilike dinge wat ons deurgaan, wat die Here besig is om uit te werk. En ek sal nooit vergeet, in my eie lewe was ek gesit by 'n skoonpa wat ek sommige dae kon ek hom regtig nie vat nie. Ek was so frustreerd met hom. En ek het baie kere geskop teen die prikkels. Ek onthou ek het 'n gat in sy deur geslaan en verskeie argumente, en vandag, nou dat ek ouer is en hy is nou weg om by die Here te wees, nou kan ek onthou en terugdink aan hoe die Here my daai pad gegee het en hoe hy my gegroei het en geleer het. En die Here het presies geweet wat ek nodig gehad het. En toe het hy my daar geplaas. Jy weet, so dit, en dit is pynvol, want dit is nie 'n plek waar jy jouself sal plaas of waar jy wil wees nie. Ek het baie kere vir die Here gesê, kan ek nie net na 'n gewone kerk toe gaan nie. Jy weet, laat ek net gaan sit daar of so. Nou sit ek in 'n gewone kerk in 'n sekere sin, waar ek nou nie in die leierskap is of pastoraal doen soos wat ek gedoen het al die jare nie. En nou frustreer dit my ook. So mense is seker nêrens ooit regtig in die vlees gelukkig waar jy is nie.
maar as om hierdie stilte, net hierdie rigting te kry in God en sê, Here, wat wil U vir my hê, en 'n dag vir dag vat. Nou, hoe lyk jou verhouding met die Here nou? Beter as ooit. Ja. Ek gaan vir jou sê, want omdat ek geluister het en omdat ek wou leer. Ja. Die ding is, as jy nie wil verander en wil groei nie, gaan jy nie. Ja. Dit moet 'n passie en 'n desire in jou hart wees om te wil verander. En as jy nie besef jy's verkeerd nie, gaan jy nie tot op so 'n plek kom nie. En ek kan definitief sê, in die 8 jaar wat ek in George bly en te doen het met die bediening hierso, en ek kyk terug na my kerk in PE, sou ek op dieselfde plek gewees het terug daai tyd, en ek kan sê ek is genuine op 'n beter plek vandag. Ek het die Here regtig almagtig in my lewe gesien, en ek praat nie net van vleeslike voorsiening en goed, ek praat van geestelike en ervarings wat ek gehad het deur die Here en hoe hy my gebruik met mense. Dus jy sien nooit die vrug daarvan op die oomblik nie, maar jy sien dit na daai seisoen. Jy sien dit altyd so rukkie na wanneer die vrug begin groei, en dit is regtig rewarding om die effort in te sit, om met mense te werk, om die Here te gaan soek, want as jy nie die Here gaan soek en nie tyd om hom spandeer, jy het nie niks om te gee nie. Jy moet gaan eet en gaan kry om te kan uitdeel. En ek ervaar dit steeds so baie in my daaglikse lewe, dat dit sulke nood is om by die Here se aangesig te gaan sit. Al sit jy net joepstil en jy sê nie 'n woord nie, is dit so broodnodig vir jou verhouding teenoor ander mense, dat jy iets kan gee, dat jy nie leeg is nie, dat jy altyd 'n emmer het om uit te skep vir ander mense wat nie weet hoe om self te gaan kry nie. En vir my en my vrou leer ons by my skoonpa afsonderlik van die ander hoe om die woord te bestudeer, hoe om die woord nie uit te lê nie, maar hoe om dieper te gaan in Vader se woord en se boodskappe wat hy vir ons sê, want hy het betekenis in alles wat hy gesit het in die Bybel, selfs in die versienommers. Al hierdie klein goedjies kan soveel vir ons beteken vandag. Maar ons as average Christen mis dit gewoonlik, want ons lees net vir 'n storie. Ons lees nie om te verstaan nie. En vir my en Monique is dit besig om 'n realiteit raak in ons lewens, om dit te stap en actually nie godsdienstig Bybel te lees of te bid nie, maar om in verhouding te stap en verhouding die woord te gaan soek. Sure. Ja, want as ons vra, klop, soek, hy sê seek. Jy weet, 'n mens moet 'n soeke hê en ontdek in die woord wat se openbaring daar is. En soos ek altyd in die Bybelskool sê, daai openbaring moet toegepas word. Soos wat die Gees van die Here vir ons dinge wys in ons lewe, dat dit prakties toepasbaar is. Want ons leef in 'n praktiese wêreld en dis moeilik. Ek dink baie keer aan ouens soos jy's jonk en jy's 'n jong pa en daar's baie druk op 'n mens. Jy weet, so jy kan baie maklik onder die druk van hierdie wêreld swyk, want die gelykenis van die saaier sê vir ons duidelik, laat die bekommernisse van hierdie wêreld en die probleme wat ons het, kan die woord verstrengel in ons lewe. En ons moet versigtig wees om nie toe te laat dat dit verstrengel word in ons lewe nie, want ons leef in 'n fisiese liggaam, so die uitdaging is altyd daar, en dis hoekom ek hou van wat jy sê, jy weet, jy moet daai tyd vat, en ek wens meer mense wil dit besef, maar jy moet daai tyd vat om stil te raak met die Here, om net te gaan luister, en mense besef nie dat die krag lê daar nie. Soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word, Matteus 6 vers 33. En hy bedoel al die dinge. Jy weet, ons soek die dinge, ons is die hele tyd besig om te probeer dit doen en probeer dat, en ons moet produktief wees, ons moet aktief wees, maar die feit van die saak is, ons moet besef wat is eerste, en ons moet eerste dinge eerste stel. As ons hierdie boodskap kan uitkry in die koninkryk van God, dan sal Christene in oorwinning lewe. Ek sal nie sê hulle sal ooit sonder probleme wees nie, want in hierdie wêreld sê Jesus in Johannes 16 vers 33, hy sê, in hierdie wêreld sal julle probleme, jy kan daai Grieks gaan kyk, probleme, verdrukking, maar neem moed, ek het hierdie wêreld oorwin. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is, en dis daai tipe van goed wat Werner ook vir julle leer, maar ek glo die Here het 'n kragtige bediening en 'n kragtige roeping op julle lewens. Ek kan dit sien van die Bybelskool se kant af ook, dat julle het hierdie honger en hierdie dors, en dit kom net van die Heilige Gees. In al my jare in die bediening,
as ek wou kyk na mense en ek wil sê, okay, ek deel nou met mense, is hierdie ou geestelik gesond of is hy nie? Honger is 'n indikasie van geestelike gesondheid. Ons maak almal foute. Ons soek almal soms onder die druk. Ons gaan almal deur dinge, en baie keer as jy inkom in die Bybelskool in die aand en jy so op jou selfoon, en dan kan ek sien die druk is op jou. So, en ons soms doen ons dinge wat ons nie moet doen nie, en ons oortree, dit is so. Maar daai honger, as daai honger daar is, dan vat dit ons tot op die punt wat ons die ware geestelike voedsel eet, en as ons dit eet, en ons vul onsself met dit, dan ervaar ons daai oorwinningskrag. En definitief 'n waarheid in my lewe ook is die vrugte van die Gees. My vrou is baie gefokus op dit, want as jy daai goed snap en soek na, sal jou hele lewe verander. As jy in daai waardes en daai waarhede in jou lewe begin toepas, dan sal alles in jou lewe kan verander. Ja. Definitief 'n ware beginsel vir mense wat op die journey is soek die vrugte van die Gees. Ja. Stap Ek het nogal gewonder hoe gaan hierdie radio onderhoud gaan, want ek sê vir Teresa, sê ek en Tristan by mekaar, ons het altyd daai sin vir humor. So ons weet nie wanneer om op te hou met grap. Wanneer is ons ernstig en wanneer is dit grappe nie. En daar's 'n tyd vir albei. Dit is so. Ja, ek is al gesê ek het al mense by die kerk weggejaag deur my grappe, so jy weet, maar miskien is dit maar yster wat yster slyp, soos die woord sê. Jy weet, as dinge jou aanstoot gee en jy's lig geraak, dan is dit eintlik 'n indikasie van jouself. Ek sien my eie frustrasie en die dinge wat my frustreer, geweldig frustreer. Op my ouderdom, die eerste ding wat ek doen is ek gaan kyk na hoekom frustreer dit my so. Nie wat is fout met die ou wat my frustreer nie, maar wat is fout met my, laat dit my so aanraak. Hoekom is ek so kwaad en frustreerd? En dan bepaal ek, maar daar's iets in my wat moet verander. Ja. Nou ja, die ding wat jy ook gesê het is dat jy praat van die vrugte en die woord sê maak die boom goed en dan is die vrugte goed, en wanneer ons in hom bly, soos Jesus sê in Johannes 15, as ons in hom bly as takke van die wingerdstok, dan kom daai sap van Christus deur die tak en bring daai vrugte voort. Yes. En hoe langer ons in hom bly, in Engels se woord is so mooi, abide, hoe meer is daai vrug wat voortkom. So die vrug is basies 'n resultaat van ons verhouding met hom en ons toewyding daaraan, en dit kort praktiese implementasie. Dis nie net soos in, jy kan sê, weet, ek het 'n verhouding met die Here want ek sê dit nie. Nee, ek het 'n verhouding met die Here want ek doen dit, en dan het ons hierdie kontras tussen godsdiens en die genade en die vryheid, en baie kere dan dink ons, as ek nou sê ek gaan elke oggend opstaan 5 uur of 6 uur, en ek gaan tyd in die woord spandeer en bid voordat ek werk toe gaan, en ek gaan miskien hier etenstyd gou in die badkamer inskiet en 'n bietjie bid in my gees, of hoe ook al ek dit doen, en dan as ek in die kar ry, gaan ek bietjie Christelike musiek luister, of miskien 'n lering van die Bybelskool luister, dan vul ek myself, maar ek vat praktiese stappe om seker te maak dat ek, soos wat jy gesê het, ek voed my geestelike mens, en laat daai mens bly op 'n standaard, want almal van ons, maak nie saak of jy 30 jaar gered is, en of jy 3 jaar gered is nie, almal van ons het daai selfde ding, ons moet konstant gevul word met die Gees. In Efesiërs, as jy daai woord gaan ontleed wat hy sê, be filled with the Spirit, dis 'n continuation, so dis 'n vulling heeltyd, en ons het dit nodig. Ons het daai daaglikse brood nodig, waar ons bid in die gebed, sê ons, gee ons daaglikse brood. Hierdie is ons daaglikse brood, is om Jesus te dien, is om sy woord te bestudeer, om te bid, om betrokke te wees in 'n lokale kerk of in 'n gemeenskap van gelowiges waar ons funksioneer en waar ons iets doen. Al hierdie dinge bymekaar gebring, soos jy sê, dit is die sleutels wat hy in sy woord gee tot die lewe van oorwinning. En die rede hoekom die kerk vandag baie kere nie daar uitkom nie, en dit nie ervaar nie, is omdat ons ongehoorsaam is, omdat ons vol rebellie is, en omdat ons nie wil luister na wat hy sê nie. Hy sê, as jy my liefhet, sal jy doen wat ek sê, en baie van ons doen dit nie. Presies. Ja, so is 'n wonderlike geleentheid om net met jou te praat, en ek sê jou hierdie getuienis reg oor die
media en oor sosiale media gaan vir baie mense baie beteken. Jy enige finale woorde wat jy net wil deel voor ons begin? Ons gaan nou ons kom nou in vir die landing, jy weet ons, die vliegtuig begin nou net so die... Een waarheid wat my al baie deur moeilike tye gehelp het, is ek het deur 'n baie moeilike tyd met my skoonouers ook gegaan, toe ek net hiernatoe gekom het. Ek en my skoonouers het baie kop gestamp oor ons verskil het. En nie net in dit nie, maar in ander dinge ook is, soos wat jy gesê het, Richard, is, waar kan ek myself regmaak om nie so te voel nie? Hoe kan ek myself verander? En dis wat die woord sê, haal eers die ding uit jou eie oog uit, voor iemand anders probeer help. En in hierdie tye is soos, waar kan ek myself verbeter om nie so frustreerd of ongelukkig te raak nie, en dat vandag vir homself sorg, môre sorg vir homself, vandag is waaroor ons fokus. Amen. Jy fokus nie op môre se kerkbediening, jy fokus op jou verhouding vandag, en môre se storie kom vir homself, whether dit 'n goeie ding of 'n slegte ding is. Ons fokus ons lewe vir die oomblik. Ons lewe nie vir môre nie. Want môre verander in 'n oogwink. En ek het al in oom se klasie bo gesit, en dan val ek in trane uit van hoe die Here my lewe in letterlik een oomblik verander. In hierdie moeilike dag wat ek deur is, en die Here kom verlig vir my in 'n oomblik. So definitief om nie jou stres saam jou te dra elke dag nie. Vandag kan stresvol wees, maar los dit vanaand as jy gaan lê. Van die Here, daar's altyd lig aan die einde van die tonnel in enige situasie, en enige seisoen gaan verby, goeies en slegtes. Dit is so, en daar is tye wat ons in situasies sit wat ons nie verstaan nie, maar die pot, wanneer hy in die oond gesit word baie kere, en hy moet bietjie gebak word, dan vra daai pot maar die vragies, jy weet. Het ek regtig hierdie hitte nodig? Dit is baie ongemaklik vir my, ek hou nie daarvan nie. En daai pot, hy spook om uit daai oond uit te kom, maar die pottebakker weet. En ons weet dis natuurlik, en ek sê dit altyd by die Bybelskool ook, jy weet, daar's regtig vrot teologie rondom suffering. Jy weet, as dit kom by lyding en so, en daar's baie vrot teologie daaroor. Ek dink jy met die Nuwe Testament lees, en jy moet kyk wat sluit die nuwe verbond in en so aan. So 'n mens moet nie 'n suffering mentality hê wat jy heeltemal net jy weet dit van die tafel afgooi nie, maar daar is dinge waardeur ons gaan as gelowiges wat ongemaklik is, maar wat ons laat groei. En wat jy deurgegaan het met jou skoonouers, ek dink dis amper soos hierdie natuurlike groeifase. Jy's 'n baba, en dan kom jy en jy's baie verbaas, en nou moet hulle jou doeke change, hulle voed jou, en jy's baie stil. Nou gaan jy in jou tienerfase in die geestelike, en dan begin jy natuurlik te rebelleer, want dan, jy weet hoe tieners is, hulle weet beter. En ons, in die kerke sien ons dit ook, en is in daai tienerfases wat ons moet versigtig wees, om nie onsself weg te neem van die autoriteit en begin spring nie. Ek onthou toe ek jonk was, en ek was 'n dwelmverslaafde, en ek was so half, jy weet, ek het begin tussen huishoudings beweeg, en elke slag as ek nou gaan Kaap toe, of ek gaan hierna toe, is ek nie gelukkig is met wat daar aan die gang is, en spring ek na die volgende ene. Dit het my nie gehelp nie, want elke slag is iemand, soos my oom is 'n professor gewees by die universiteit in die Kaap, en hy het regtig my probeer help, en eendag het ek gerook in die huis, of iets gedoen wat hy nie van gehou het, en hy het vir my iets gesê daaroor, en ek het in rebellie weggestap. En hy was die enigste ou wat eintlik in daai tyd in die Kaap 'n goeie invloed op my lewe probeer het. En ek het weggestap daarvan, want ek was rebels, en is baie kere so in die geestelike in die kerk ook. Definitief. Wanneer ons by daai punt kom wat dinge ons konfronteer, en ons voel, maar ek is nie gemaklik met die nie, jy weet, dan wil ons in rebellie begin optree, en dan begin ons besluite te maak wat ons laat spring van huishouding tot huishouding. Dis hoekom soveel mense wat hulle noem church hopping doen, want hulle probeer die kerk soek wat by hulle pas. Maar hulle besef nie dat die Here kan enige gemeente, enige geestelike leierskap gebruik in jou lewe om aan jou te werk. Jy hoef nie aan hulle te werk nie. God werk met hulle, maar hulle werk aan jou. En God gebruik hulle om verandering in jou lewe te bring. En daai verandering is pynvol. Maar wat jy gesê het, is maturity. Dis volwassenheid. Dis wanneer jy na 'n situasie kan kyk waar die emosies in jou opkom, en jy voel, maar ek voel nou baie emosioneel hieroor, ek voel eintlik half kwaad, of ek voel ongemaklik hieroor, maar jy kan omdraai en jy kan sê, okay, so wat's fout met my? Is dit nie so nie? Ons sê altyd, wat's fout met daai ou?
Maar nou vra jy die vraag, wat's fout met my? En dis waar jy groei. Dis waar jy groei, want dis op daai oomblik wat jou fokus afdraai van almal om jou en die Heilige Gees kan kom met 'n messie en hy kan sekere operasie doen op jou hart en dinge uit jou hart begin uithaal wat jy gekoester het daar en wat verborge lê, wat verhard lê en waarmee jy glad nie deel nie. En jy het hierdie aggressie en hierdie frustrasie wat altyd op die voorkant manifesteer, maar dis eintlik 'n dieper hartkondisie. Beslis, en dit kom ook terug by the renewing of the mind, van jy moet by die Here wees sodat hy jou kan help om op daai oomblik te laat dink, nie om te vloek nie, maar om te sê, okay, wow, ondersoek eers myself. So, ja, is baie waar. Nou Tristan, ons sluit af. Baie dankie dat jy ingekom het en jou storie kom deel het vir sy glorie. Ek is altyd bly as mense kom deel en ek kom meer en meer agter wat se tipe vrymoedigheid in Engels sê hulle boldness dit vat om te deel waardeur jy is en selfs die sonde wat jy gedoen het. Ek bedoel, as goed wat ek gedoen het, wat ek skaam is oor, wat ek baie kere voel ek wil amper nie deel nie. Maar elke slag as ons dit deel, dan bring ons so realiteit na die krag en die heerlikheid van Jesus Christus, want mense luister en hulle kyk en hulle sê, as hy dit vir daai ou gedoen het, dan kan hy dit vir my ook doen. En ek dink dit is wat jou storie so mooi vertel. Definitief, dit gaan nooit om onsself te weer, dit gaan om Christus in ons storie te deel. Dis wat jou testimonie is om die grootheid van Christus in jou lewe te deel. Nou ja, ons het so 3 minute oor voor die nuus. Bid vir ons luisteraars en kom ons seën hulle net. So, Here, dankie vir die impak, Here, wat jy op die mense gaan hê, wat hierdie testimonie oor, Here, ek bid dat my storie, Here, die mense wat dit brood nodig het, Here, sal aanraak, Vader. Ek bid, Here, dat elke persoon in elke kerk, Here, ja, Here, dankie Jesus, 'n waarheid sal ervaar, Here. Amen. Nie net deur hierdie testimonie, Here, maar 'n waarheid in hulle harte sal ervaar, Vader, wat hulle oë sal oopmaak in die belangrikheid en die nodigheid, Here, van die eerste liefde wat jy veronderstel is om te wees, Vader. Ek bid, Here, dat jy hulle sal kom ontmoet, Vader, by die wat se harte oop is en wat soekend is na jou, Vader. Dat jy vir hulle 'n waarheid sal kom gee, Here, en hulle lewe omkeer, Here, en vir hulle op 'n nuwe, mooie, kleurvolle journey plaas, Vader. In Jesus se magtige naam. Dankie, Here, vir jou liefde wat jy vir ons gee, vir jou genade, Vader, vir jou vryheid wat jy ons bied, Here, en vir die liefde wat ons vir jou kan teruggee, Here. Help ons, Vader, as ons dat almal hier saam luister en saam gesels, Here, om soekend te wees, Here, na jou aangesig. Om soekend te wees na jou teenwoordigheid en om werklik te besef wat die naam Jesus Christus in ons lewens veronderstel is om te wees. Amen. Amen. Wel baie dankie dat jy ingekom het en dankie dat jy ingeskakel was op Heartbeat FM 103.9 107.4. Dit was Hizard met jou storie vir sy glorie en ons is weer terug Vrydag 9 tot 10. Mag God jou vat van glorie tot glorie in Jesus naam.